Wat is die gevaarlikste vyand wat jy ooit teekom, maar nooit sien nie? Nee, dis nie iets uit 'n rillerfliek nie, dis baie kleiner, heeltemal onsigbaar en dis letterlik oral om ons, op hierdie oomblik. Jep, kieme, daardie klein, mikroskopiese dingetjies wat allerhande siektes kan veroorsaak. Hulle is die stille aanvallers in 'n stryd wat elke liewe dag in en om jou liggaam plaasvind. En in hierdie uiteensetting gaan ons presies dit doen. Ons gaan die stryd om jou gesondheid 'n bietjie van nader bekyk. Ons gaan kyk hoe hierdie onsigbare vyand werk, hoe ons onsself kan verdedig en ja, hoe ons hierdie stryd kan wen. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Jy sien, om enige vyand te kan verslaan, moet jy eers verstaan hoe hulle te werk gaan. En kieme het 'n paar baie slim maniere om rond te kom. Eerstens, en seker die mees algemene een, is die lig. Dink daaraan. Een persoon wat siek is, hoes of nies, en poef, 'n onsigbare wolk vol kieme word die wêreld ingestuur. Dis hoe iets soos 'n gewone verkoue of griep so vinnig versprei, maar ook baie ernstiger siektes soos tuberkulose, veral in plekke waar mense dig op mekaar is. Dan het ons water. Kyk, besoedelde water kan soos 'n supersnelweg vir kieme wees, veral water wat met ontlasting of urine besmet is. Siektes soos cholera en tifus, wel, hulle is mal oor onveilige waterbronne. Kos is natuurlik nog 'n groot een. As kos in vuil water gewas word of as iemand dit met vuil hande voorberei of as 'n vlieg gou daarop kom sit, dan word daardie heerlike maaltyd skielik 'n broeiplek vir bakterieë wat jou vreeslik siek kan maak. En dit bring ons by die wêreld se kleinste maar mees effektiewe afleweringsdienste, insekte. Ons weet almal muskiete kan malaria oordra, maar een van die grootste skuldiges wat ons gereeld miskyk, is die doodgewone huisvlieg. Stel jy gou hierdie vlieg se walglike klein reis voor. Eers land hy op sê maar diereontlasting. Al daardie kieme klou aan sy harige pootjies vas. 'n Paar minute later land presies daai selfde vlieg op die stukkie brood wat jy wil eet. Jy eet dit en sonder dat jy 'n ding weet, het jy sopas 'n hele dosis kieme ingekry. Dis nogal 'n gedagte, né? Nou dat ons weet hoe die vyand beweeg, kom ons kyk na twee spesifieke gevegte wat baie mense in die gesig staar. Die stryd teen tuberkulose of TB en diarree. En dis twee baie verskillende vyande. Aan die een kant het jy TB, 'n siekte wat stadig en slypend te werk gaan en jou liggaam oor 'n lang tydperk aftakel. Aan die ander kant het jy diarree, wat blitsvinnig toeslaan en 'n onmiddellike gevaar inhou. Twee verskillende aanvalle, so dit vereis natuurlik twee verskillende verdedigingsstrategieë. Goed, so met TB, die tekens om vooruit te kyk is 'n hoes wat net nie wil pad gee nie, of as jy sommer net swak voel, gewig verloor en in die nag sweet. Die goeie nuus is, dit is geneesbaar, maar, en hierdie is die allerbelangrikste punt, jy moet jou medikasie vir die volle 6 maande, of hoe lank die dokter ook al sê, neem, selfs as jy beter voel. Hoekom? Want as jy te vroeg ophou, kan daai oorblywende sterker kieme weerstandig word, en dan sit jy met 'n baie groter probleem. Met diarree is die werklike onmiddellike gevaar nie soseer die ongemak nie, dis ontwatering, die vinnige verlies van vloeistof uit jou liggaam. Tekens soos 'n droë mond, ingesonke oë, of as jy agterkom jy urineer min, is rooi vlagge. Die behandeling is gelukkig eenvullig, maar dis krities. Jy moet daardie vloeistowwe vervang. Drink baie water. En 'n goeie truk is om 'n bietjie suiker en sout by die water te gooi, want dit help jou liggaam om die water baie vinniger en meer effektief op te neem. OK, ons het nou die vyand se planne gesien en dit kan nogal oorweldigend klink. Maar hier is die goeie nuus, ons is nie weerloos nie. Ons het 'n hele arsenaal vol wapens om mee terug te veg. Hierdie wetenskap het vir ons 'n paar ongelooflike groot kanonne gegee. Pasteurisasie maak seker ons melk is veilig. En stowwe of inentings het siektes soos polio amper heeltemal uitgewis. Antibiotika het infeksies wat eens 'n doodsvonnis was in iets geneesbaars verander. En ons kan selfs chemikalieë gebruik om muskietbevolkings te beheer. Hierdie deurbrake het die wêreld waarin ons leef heeltemal verander. Maar hier is die ding, die wetenskap kan nie alleen hierdie stryd wen nie. Dit bring ons by die eintlike vraag. Wat is die rol wat ek en jy, wat elkeen van ons, elke dag speel? Jou beste wapen? Jou superkrag? Dis iets wat jy elke dag gebruik. Seep en water. Om jou hande deeglik en gereeld te was, veral nadat jy die toilet gebruik het en voor jy kos hanteer, is die enkele mees effektiewe ding wat jy kan doen om te keer dat kieme versprei. Dis so eenvoudig, maar dis ongelooflik kragtig. En dan kan jy jou liggaam se eie verdedigingsstelsel, jou persoonlike pantser, as jy wil, versterk. Hoe?
Deur gesond te eet, genoeg te rus en te oefen. Deur jou mond te maak as jy hoes. Deur te sorg dat vliee nie by jou kos kom nie en dat jou kos goed gaar is. Elkeen van hierdie klein aksies is 'n belangrike deel van die groter prentjie. Die stryd om goeie gesondheid eindig egter nie by bakterieë en vliee nie. Vandag veg ons ook op nuwe en soms meer ingewikkelde fronte. Kom ons vat HIV as 'n voorbeeld. Dis 'n virus wat die liggaam se immuunstelsel, sy verdedigingsmeganisme aanval. Danksy moderne medisyne kan mense met HIV vandag 'n lang, gesonde en normale lewe lei. Maar hier is die stryd tweeledig. Ons moet die virus beveg, ja, maar ons moet net so hard die stigma en die misverstande rondom dit beveg. Ondersteuning en begrip is net so belangrik soos die pille. 'n Ander moderne front is die gebruik en misbruik van verskillende middels. En hierdie spektrum is baie wyd. Dit begin by iets so eenvoudig soos kafeïne in jou koffie, wat jou senuweeagtig kan maak as jy te veel drink, tot by wettige maar gevaarlike middels soos tabak en alkohol, wat oor die langtermyn groot skade kan aanrig. Selfs voorskrifmedisyne soos pynstillers kan gevaarlik wees as dit verkeerd gebruik word. En dan natuurlik onwettige dwelms wat uiters gevaarlik is. Om hierdie verskille en die gevare van elkeen te verstaan, is die eerste stap om veilige en verantwoordelike keuses te maak. So, jy sien, van 'n onsigbare kiem tot 'n komplekse virus, tot die keuses wat ons elke dag oor middels maak, kom dit alles op een ding neer. Jou gesondheid is grootliks in jou eie hande. Dis 'n daaglikse stryd, ja, maar dis een waarvoor jy die wapens het. Die vraag is jy gereed om te veg?